Goeienaand, broers en susters. Welkom by die erediens vanaand. Mag ons ook saam nader aan ons Here groei. Ons het enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Daar sal vanaand na afloop van die erediens koffiekroeg wees vir ons hoërskoolkinders. Dan is die kollekte onder die diens vir barmhartigheid by die deure vir ekumenisiteit, die verhoudings wat ons met ander kerke het en in besonder dan die buitelandse kerke. Die kollekte gaan dan om hierdie verhoudings te help bevorder, die instandhouding van daai verhoudings te bevorder. Volgende Sondag gaan ons DV saam nagmaal gebruik. Ons nooi graag ons voorskoolse en laerskool jeug uit. Ons gaan voor die tyd, of voordat ons eet, na die erediens, gaan ons 'n lekker pretdag hê. Asseblief kom, sluit aan by die geleentheid. En dan gaan ons so van 12 uur se kant af, gaan ons saam eet. Daar word koue vleise en slaaie bedien. Bring net julle eie drink en eetgerei saam. Baie dankie. Ons raak 'n oomblik stil vir die Here. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons saam 'n loflied vir die Here. Ons sing Psalm 100 daarvan die 1ste en die 4de vers. Almagtige God, Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om vanaand weer 'n keer in die huis bymekaar te wees, om U saam te kom aanbid, U naam te verheerlik en groot te maak en U die eer te bring wat U in U alleen toekom. Dankie Vader dat U is wie U is, dat U Uself aan ons openbaar, dat U duidelik maak wie U is, dat ons vanuit hierdie verhouding met U kan leef. Dat ons in vertroue kan leef, vas en seker dat U die vaste rots is wat nooit beweeg nie. Dat U die rots is waarop die kerk gebou word. Dat dit U is wat ons ook kom gryp het, wat ons verlos van die verderf. Dankie Here dat U ons nie los soos ons is nie, dat U ingryp in ons elkeen se lewens en dat U ons verander, dat ons harte en gedagtes nuut word, anders word as wat die wêreld is en dat ons anders mag dink, omdat dit wat ons oordink en dit wat ons mee besig is, ewigheidswaarde het. Ons nie vasgevang is in die hier en die nou nie, in dit wat vir ons nou onmiddellik bevrediging gee nie, en dit wat vir ons nou hier en nou ons diepste begeertes is nie, maar dat ons verder mag sien en dat U Seun, ons Here Jesus Christus, ons diepste begeerte mag wees en dat ons gehoorsaamheid en ons verhouding met Hom ook ons doel is vir ons bestaan. Ons vra Here dat U ons sal seën as ons nou U woord oopslaan, wil U wegneem wat skeiding maak tussen U en ons, gee dat ons U woord hoor na die mening van U Gees, en dat U woord nie net
gehoor word nie, maar dat dit aktief uitgeleef word. Dat dit prakties grondvat in ons daaglikse lewens. Ons bid Vader vir elkeen wat deur beproewing gaan, deur swaar tyd gaan. Ons bid in die besonder vir die van der Walds wat 'n groot skrik het. Ons vra Vader dat U ook U hand van bewaring oor hulle sal hou, sal vertroos en versterk. Dat U hulle ook sal lei en as dit U wil is dat U ook beterskap en uitkoms daar sal gee. Ons dankie Vader dat ons na U toe kan kom en kan weet dat U alles ten goeie laat meewerk vir die wat volgens U besluit geroep is. En dat ten goeie nie altyd beteken noodwendig soos ons wil nie, maar dat ons mag weet dat hoe dit ook al uitloop, dat dit uiteindelik die beste is, omdat ons weet wie U is. Ons bid hierdie dinge van U Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit die genade van ons Koning en Verlosser Jesus Christus. Amen. Met die oog op skriflesing en prediking, Psalm 42, daarvan die eerste vers. Ons skriflesing vanaand kom uit Matteus 5 vanaf vers 33 tot en met vers 37 en ons fokus op Sondag 43 van die Heidelbergse Katekismus. Ons luister saam na die woord van die Here. Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed af lê nie by die hemel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy 'n eed af lê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee, wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Sondag 43 van die Katekismus, wat eis die 9de gebod? Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadsteker of 'n lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy, as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring nie. In regsaake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek dink dit is belangrik dat ons vir mekaar dalk begin deur te sê in die 9de gebod gaan dit nie eerstens daaroor net om eenvoudig te sê jy mag nie lieg nie. Maar dat dit eerder daaroor gaan om 'n opregte lewe te leef. Om in 'n verhouding met die Here te staan, om in 'n verhouding met jou medemens te staan, wat erken word deur die waarheid, deur opregtheid, en wat geen leuen van deel is nie. Wanneer mense na my kyk, moet hulle iemand sien wat opreg is, iemand wat eerlik is, iemand wat die waarheid hoog op prys stel.
Daarom begin ons teks ook met die opdrag, moet nie 'n eed af lê nie. Waarom nie? Want as ek 'n eed af lê, dan trek ek God in as getuienis. En dan, wanneer ek dit valslik doen, soos wat ons baie keer hoor, ek weet, dit was op ons skool se stoepe, dat ons jong mense sê, ek sweer. Dan is dit elke keer, ek betrek God by dit wat ek sê, en ek maak uiteindelik in die eerste plek 'n leienaar van myself, veral as ek nie die waarheid praat nie, en in die tweede plek is ek besig om my skuldig te maak aan die derde gebod, is ek besig om die Here se naam te misbruik. En daarom die oproep, moenie 'n eed af lê nie. As ek dit doen, is dit dikwels in elk geval om die persoon teenoor wie ek getuig, te oortuig dat ek die waarheid praat, en dikwels wanneer ek dit nie doen nie. So die opdrag is, laat jou ja eenvoudig ja wees en jou nee eenvoudig nee. Wees betroubaar. Jou lewe moet gekenmerk word daaraan, dat wanneer jy iets sê, jy nie iets anders bedoel nie. Dis basies wat ons Here Jesus se reaksie was in vanmôre se teks teenoor Petrus. Toe Petrus verbaas uitroep, maar die boom het verdroog. Toe antwoord Jesus hom, maar jy moet glo. Op grond van sy karakter, op grond van Jesus se karakter, moet hulle vertrou dat dit wat hy gesê het waar is en dat dit is wat hy gaan doen. Meet sy woorde aan wie hy is. Maar die realiteit is, geliefdes, as ons daardie selfde maatstaf van ons eie lewens gaan toepas, gaan ons 'n stikkende prentjie kry. Meet my woorde aan my karakter, dan is ek dalk totaal onbetroubaar. Sê ek so. Want so maklik glip die leuen by ons in. Ons lieg oor ons ouderdom, oor ons inkomste, oor ons werk, oor hoe ons tyd spandeer. Ons lieg oor die grootte van die vis wat ons gevang het, of waar ek eintlik gemik het toe ek geskiet het. Ons lieg oor so baie dinge, so maklik, net vir die doel om mense te beïndruk. Ons lieg om onsself te beskerm, ons lieg om onsself in 'n beter lig te stel, kan jy dit glo? Ons lieg om nie iemand anders te na te kom nie. En tog eis God van sy kinders om ten alle tye die waarheid te praat, soos ons teks dit stel en soos wat die katekismes dit ook duidelik maak. Dit moet kenmerkend wees dat wanneer jy ja sê vir iets, jy ja bedoel het. As jy ja sê vir die werk, dan doen jy die werk met oorgawe. Dit word in Efesiërs 4 vers 25 beklemtoon. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Filippense 4 vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. So die opdrag eenvoudig, leef eerbaar, leef in die waarheid. Maar waarom verander ons ja so maklik in 'n nee? Miskien moet ons eers vir mekaar sê, wat is 'n leuen? 'n Leuen is valse inligting wat doelbewus aangebied word asof dit die waarheid is, met die doel om te mislei. Dit is om iets voor te hou asof dit die waarheid is, en tog weet ek, dis vals. Ek hoef nie ver te gaan om vir julle eenvoudige voorbeelde daarvan te noem nie. Kyk na hoofstroom media beriggewing deesdae. Skrikwekkend hoe gereeld valse inligting voorgehou word asof dit die waarheid is, om 'n bepaalde narratief te kweek onder mense. En wanneer genoeg mense hierdie leuen glo en hierdie leuen oorvertel het, dan word dit ook vir die waarheid voorgehou. Dieselfde kan ons sê met AI video's wat deesdae die ronde doen. Die mees onmoontlike word vir die waarheid voorgehou en ons eet dit vir soetkoek op en dan deel ons dit nog met mekaar ook. Besef ons dat ons dan deelneem aan die leuen? En daarom spreek ons Here homself duidelik daaroor uit in Romeine 1 vers 18 as hy sê, God openbaar van uit die hemel sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid met hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Dit vertoren God
dat ons die waarheid met die leuen probeer bedek. Waarom? Wat is die gevolge van leuns? Luister hoe klink die leuen van die fariseërs en die skrifgeleerdes in Matteus 28 vers 12. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die gouverneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Wat is die doel daarvan? Wat is die gevolge daarvan? 'n Versplintering, 'n groep mense wat uiteindelik vas oortuig is daarvan dat Jesus nooit opgestaan het uit die dood nie. En hoor jy hoe in hierdie leuen, die een leuen die volgende een uitbroei? Is dit nie tipies van die leuen nie? Die een kommentaar het dit so gestel, a lie has no legs, it requires other lies to support it. Tell one lie and you are forced to tell others to back it up. Wanneer jy 'n valse front voorhou, jou voordoen as iemand wat jy nie werklik is nie, as jy besig om te lieg. Dis wanneer verhoudings verbrokkel en seer kry, want jy dink dit is die persoon met wie jy in verhouding is, maar naderhand kom die baie bene van hierdie leuen tevoorskyn. En is dit duidelik nie die persoon wat hy of sy voorgegee het om te wees nie. As hulle nie die ware Jakob nie. Geliefdes in ons Here, leuns breek verhoudings. Dis die gevolge van die leuen. Nie net die verhouding tussen mense nie, maar die oorleuen van Satan wat die wig tussen God en mens ingedryf het. Dink aan die gevolge wat hierdie leuen gehad het. Ons lees in Genesis 2 nog, die mens en sy vrou was skaal en hulle was nie skaam nie. Daar was niks tussen man en vrou gewees nie. Niks. En dan kom die oorleuen van Satan, het God regtig so gesê, julle kan soos God wees. En ewe skielik word daar 'n wig in eerste plek tussen God en mens ingedryf, maar in dieselfde asem tussen mens en mens. Verhoudings verbrokkel, verhoudings kry seer, en val uit mekaar uit. Elke leuen skep 'n groter gaping in verhouding tussen mens en medemens. Elke leuen skeur die verhouding tussen God en mens. Ek dink soveel kere is ons daarvan oortuig dat ons God 'n rad voor die oë kan draai, dat ons doen dit in terme van dit wat ons ook vanmôre gepraat het, wanneer ons hierdie groen blare dos het en maak asof ons vrug moet hê, maar ons dra nie hierdie vrug nie. Ouer pare kom staan hier voor die kansel om 'n doopbelofte af te lê. En dan raak hulle weg. Jong mense kom lê belydenis van geloof af. Beloof om die samekomste van die gemeente ywerig op te soek. Waar is hulle nou? Dit doen skade aan jou verhouding met God. Prediker 5 vers 3. As jy aan God 'n belofte gedoen het, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Hy hou nie van ligsinnige mense nie. Wat jy beloof het, moet jy betaal, sê die Here. Psalm 50 vers 16 sê God, waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en beroep jy jou op my verbond? Jy wat 'n afkeer het van wat ek jou leer en jou nie steur aan wat ek sê nie. Aan die een kant sê ek, hierdie is wat God se woord sê, aan die ander kant steur ek my absoluut nie daaraan nie. Moet ek stil bly as jy sulke dinge doen? Dan sal jy dink dat ek het soos jy geword. Nee. Ek eis rekenskap van jou. Ek kla jou aan. Julle moet luister na hierdie waarskuwing. Julle wat nie met God rekening hou nie, anders verskeur ek julle sonder dat iemand kan red. Liefdes, leuns skeur die verhouding tussen God en mens net dieper. Dan kan ons mekaar vra, maar waarom dan uiteindelik behoort 'n kind van God in die waarheid te leef? Waarom moet ons nie lieg nie? Want as jy lieg, vertoon jy as kind van God 'n kenmerkende eienskap van Satan. Johannes 8 vers 44 sê die volgende van die Satan: hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie.
Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leienaar en die vader van die leuen. Wanneer jy dus lieg, is jy nie besig om 'n goddelike eienskap te vertoon nie, maar 'n bose sataniese eienskap. Jy is besig om soos die Satan op te tree. Geluister wat sê Petrus vir Ananias en Safira toe hulle in Handelinge 5 vir die gemeente gelieg het. Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg? Deur die Satan laat omhaal. Iemand wat leuns as 'n lewenswyse aanvaar, kan nie sê dat hy 'n kind van God is nie, want hy vertoon geen eienskap van God nie. Hoe kan jy sê dat God in jou woon terwyl jy Satan se eienskappe vertoon? Die twee pas tog nie by mekaar nie. 'n Suurlemoenboom dra tog nie druiwe nie. Uit dieselfde fontein kan daar nie vars en brak water kom nie. God haat die leuen. Spreuke 6 vers 16 tot 19 lys 7 dinge wat God haat. En in daai lys van 7 dinge verskyn die leuen 2 keer. So wat sê dit vir jou van God se houding teenoor die leuen en per implikasie die leuenaar? Daarteenoor word God weer in die Bybel die bron van alle waarheid bestempel. Sy woord is die waarheid. Jesus is die weg en die waarheid. God en waarheid loop hand in hand. God kan nie van die waarheid losgemaak word nie. As jy jouself 'n kind van God noem, behoort jy hierdie kerneienskap te leef. Moet jy leef in die lig van die waarheid. Kolossense 3 vers 9 sê vir ons, moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper tot die volle kennis van God. Galasiërs 2:19 en 20 sê ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Romeine 6 sê ek is dood vir die sonde. Ek leef nou vir God, nie vir myself nie. Ek leef vir God, ek leef om aan hom my dankbaarheid te betuig, want hy het my van die leuen bevry deur die soendood van sy seun, ons Here Jesus Christus. Ek streef daarna om hom in gees en in waarheid te aanbid, want deur hom en hom alleen word ek losgemaak van die sonde. Dan moet ons nie bly stil sit in die Satan se leuen nie, het God regtig so gesê nie. Die offer van Christus was te duur om dit goedkoop te maak. Die getuienis van die Heilige Gees te hard en duidelik om dit uit te doof. Ons word geroep tot opregte, eerlike lewens wat God se naam verheerlik in alle aspekte. Daarom mag God ons deur sy Gees daartoe help dat die waarheid ons lewens kenmerk, dat ons ja, ja sal wees en ons nee, nee. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, ons kom in belydenis voor U, ons word klein voor U en ons moet bely, Vader, dat ons so maklik wegdraai van die waarheid af. Omdat ons dink die waarheid gaan seermaak, of ons dink ons gaan iemand te nakom deur die waarheid te praat. En tog is dit so duidelik in die woord dat dit een van die waardes is wat U die hoogste ag in U kinders. Wil U ons lei deur U woord, die waarheid, in die lig van die woord, dat ons in die lig van die woord sal leef en dat ons die lig van die woord sal laat skyn waar ons ook al gaan, dat ons die waarheid van U woord sal laat inskyn in 'n wêreld vol leuns, en dat ons sal getuig en sal kan sê, so sê die Here. Wil U ons lei deur U Heilige Gees, want op ons eie is ons geneig daartoe om in die leuen te bly sit en die leuen na te jaag.
Ons het U hulp nodig, ons is afhanklik van U om in die waarheid te leef. Wil U ons dan as instrumente in die hand gebruik, agente van die waarheid, wat ook die waarheid uitleef. Ons bid dit van U Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade. Amen. Ons gee geleentheid vir ons dankoffer. Ons gaan saam antwoord op die woordverkondiging met Psalm 119, daarvan die 10de vers en die 60ste vers. Weer my voet van leenpaaie en verleen my Heer U wet, my wat kies die weg van waarheid en wat U verorden het. Gee my hoop en ek sal lewe, troos en weg is my gekwel. Gaan met weldaad voor, dan volg ek, dan betrag ek U bevel. Psalm 119 vers 10 en 60 as antwoord op die skriflesing en die prediking. Daarna ontvang ons die seën van die Here, waarop ons met die amen gaan antwoord. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.